Jesus. Alabas pa ng folder. Warin man, Pakistan Panatria, Metadonki. Alaki Falfak, nakikulan ang Madonkian sa Kome. Pagsona! Feel the praise, feel the praise, feel the praise. Feel the praise. Jesus. Yang saya nagsama po ang Spina, pagsona. Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Thomas in the praise. The writing of the lamp on the praise. Church. Yes, God.
gesê nie. Die duivel het nog niks van jou gehoor nie. Wat het hy om te sê vandag? Van die duivel. Die Here moet ons vandag help. Hoe kan julle verstaan, miskien nog lekker wat om te sê nie. Kan ek jou so 'n bietjie help? Ek vraag, kan ek jou so 'n bietjie help? Ek weet nie van wie af nie, maar die Here is my lig en hy is my heil. Vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sal ek verwaard wees? As kwaaddoeners na my nader toe kom en my vrees verleer, sal hulle struikel. Dit is wat ek sê, en voor te laag, die my opgeslaan. Met my God, sê David, spring ek oor ouwe mee. Met my God, loop ek deur 'n bendestorm. Verstaan nog lekker nie. Jy verstaan nog lekker nie. En voor te laag, die my opgeslaan, sal ek nie vrees nie. Hy het nog niks gesê nie. Hoor my, en sal ek deur 'n dal van doodse skade wees. Ek sal geen om my vrees nie. Van die Here, van die Here, van die Here, hy is met my. Give die Here praise. Is hy nog hier saam met my? Jy het nog niks gesê nie. Jesus kom by die jong man en hulle is besig om hom te gaan verteren. En hy vraag met hierdie woorde, van toe is julle op pad? Ek sê vir julle, staan het vast. Het jy enige iets vandag om van die Bijbel te sê? En miskien hoor jy nie wat ek sê nie. Het jy enige iets om van die Bijbel te sê vandag? Ek het iets om van die Bijbel te sê. Ek sal nie afvallig voort nie. Ek sal nie zwaar kry nie. Met my sal het goed gaan. Ek sal het maak. Ek weet wat toe ek op pad is. En praat die mense van my. En beskammer die mense van my. Nogthans sal het bly. Met die Here, wat het jy om van die Bijbel te sê vandag? Wat het jy te sê? As jy bereid om van die Bijbel te sê, dan is my koskas leeg. Bijbel, nog man sal ek leer. Al weet ek nie wat om te eet, of wat ek gaan eet vanmiddag nie. Bijbel, nogthans sal ek in die Here los hee. Kom ons die Here prys, en terwyl jy hom prys, sê van die Bijbel iets. Die Here nog prys. Die Here nog prys. Is jy nog hier saam met my? Ek sê, is jy nog hier saam met my?
nie of jy vandag reg is met die woord nie. Maar ek tel het klaar op. Is 'n paar mense wat diep gaan struikel vandag. Laas week het jy kwaad geword, maar vandag gaan jy diep struikel. Sê dit vir die Heer langs en jy maak jou seatbelt vas. En los hom vas. Tot dit is klaar is. Moenie vir jou oprukkie en jy uitstap nie. Waarheid sal jy ken en is hy selfde waarheid wat jy ken sal jou vry maak. Kom sê die Here prys. Jesus. Ek het 'n leser hier vandag ook. Matteus 3 van vers 12 is die leser reg. Lekker hard lees, duidelik. Ons moet nie nog soekie, ons moet al daar lees. Amen. Matteus 3 vers 12. Sy kop is in sy hand. Sy kop is sy skop. Sy skop is in sy hand. En hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur sal bring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Kom ons eers weer hulle nie lekker gehoor nie. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur sal bring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Thank you. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Ek trembeling dit af. Sy skop is in sy hand en sy dorsvloer en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Father, thank you for your word today in the mighty name of Jesus Christ. Father, thank you for this word that is already blessed. Thank you, Lord, this word has become fresh. And I ask, Lord, that this word today find interest in somebody's life. In the mighty name of Jesus. Here, laat dit nie net 'n oor in en 'n oor uit proses sal wees nie, maar laat hierdie woord insink in iemand se hart. And Father, we say thank you in the mighty name of Jesus Christ. Kom ons sê die woord van die Here so lieflik prys. My begroeting is aan elke pastoor, middelgaarde, evangeliste, evangeliste, profete, apostels, ouderlinge, manne van die vrou, manne en vrou van die Here is wonderlik begroet, kinders is wonderlik begroet, almal die visitors wat ook hier is. As die visitors is, kom staan het vir ons, dat ons dit vir die applaus geweer. As die enige meer wat kom vir die eerste keer fokus is. Daar is nog een so bless hier. Halleluja. Thank you so much. Die skrif sê vers 12, sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onblusselike vuur verbrand. Sê saam met my, en hy sal sy dorsvloer deur en deur
stier saambring. Maar die kaf sal hy met 'n onuitblusselike vuur verbrand. Kom ons sing die Here prys. Daar's 'n woord wat vir ons sê onuitblusselike vuur. Wat beteken, my broer, my suster, geen brandblusser. Brandweerdepartement kan iets doen aan hierdie vuur nie. Het jy gehoor? Daar is niks en niemand word goed bevind om 'n warfare of 'n geveg aan te gaan met hierdie tipe vuur nie. Die skrif sê dit vir ons duidelik as onuitblusselik. Geen mens, geen duiwel, geen president, versalieerser, wie ook het mag is, kan niks doen tegen hierdie vuur nie. Die Bybel sê dat hy is onuit. Man sê dit vir jou persoonlik aan u, hy is onuitblusselik. So in ander woorde, hy sal brand en brand en brand tot in alle ewigheid. Maar in jou is ook 'n vuur. Vra vir die neighbor, weet jy dat binne jou is ook 'n vuur? Sê vir die neighbor langs aan jou ook, jy dink nog, die vuur binne jou brand. Die duiwel het gekom met sy brandblusser. En jou vuur die dood geblaas. Die skrif sê broekos, afvalligheid sal in die huis van die Here plaasvind. So met ander woorde, jy dink nog jy staan met die land al geval. Daar's 'n demoon wat kom met 'n splinter nuwe brandblusser en sy naam is Janus. As daai demoon kom by jou, en so het baie jong mense se vuur en klange doodgeblus. As 'n brandblusser met die naam ook van opstandigheid. Jy soos die vuur, dan is het bewolk, dan skyn die son. Ek weet nie wat nog daar is nie, maar elke keer wanneer hy na jou kyk, dan bly jy bewolk. Jou vuur is dood. Sê vir jou neighbor langs dat jou vuur is dood. Maar sê vir hom ook die ene wat hiervan gepraat word. Hy is onuitblusselik. Gee die Here so prys. Die rede van hierdie skrif is gekoppel met die laaste huis. Ons het klaar 2 huise klaar geadres. As sekere mense wat al reeds lekker gevoel het, toe is by die 2de huis gekom het, ek weet nie hoe jy vandag gaan voel nie. Net vir die mense wat nie by die eerste saam met die was, op die eerste boodskap hier was nie, ons gepraat oor die eerste huis wat hierdie lichaam is. Because
jy is 'n spirit en jy het 'n siel en jy bly in 'n liggaam. Nou die Bybel beskryf dit so dat hierdie liggaam is die tempel van die Heilige Gees. So met ander woorde, hy val onder die classification van 'n huis. So met ander woorde, jy as gees bly in hierdie huis en jy het ook 'n verantwoordelikheid gekry om te kyk na hierdie huis, broer Janten. If you are failing to look after this house, hoe gaan jy dit reg kry om na die huis te kyk wat die huis in bly? As jy nie die huis van jou lief het nie, hoe gaan jy ander mense rondom jou lief het? Nadat die skrif ons sê, love your neighbor as you love yourself. So met ander woorde, daar's baie dinge wat by hierdie huis begin. So met ander woorde, daar's 'n ordeproses ook. Die eerste huis moet jy eers in orde kry. Voor jy die ander huis kan in orde kry. So die tweede huis wat ons van gepraat het, is waar jy in bly, wat 'n dak op het. En in die huising, as die ma en die pa nie 'n goeie verstandhouding het met mekaar nie, the children will not survive. As in die huis nog 'n man is wat sy vrou verneek, of die vrou verneek haar man, the children will sit with the problem. As jou kind nie goed geleer was nie, of jy kon hom nie goed opgerig het toe hy klein was, daai huis sit met 'n probleem. Ek gaan nie baie diep in dit beweeg nie, ons het reeds oor sekere dinge gepraat. Dis hoekom ons is besig met 'n YouTube channel wat al reeds aan die gang is. Ons gaan nie ook te vra om te subscribe. Het jy gehoor wat ek sê om te subscribe? So in ander woorde, die hele verdele is waar ons die channel aan die gang hou. So ons is besig om ons media stelsel ook reg te kry. So 'n camera stelsel wat ons nog 'n video camera kry. So maar wat ons wil doen is dat ons wil die hele Sondag sermon of die hele Sondag diens van die begin af wil ons opvang, dan wil ons dit op YouTube sit. So met ander woorde, dan kan jy nie ingaan met Tabernacle of Firepower International Ministries, dan kan jy weer die service oorkyk. Amen. Dan kan jy vir die mense ook wys, kyk daar, ek is op die dier. My level is bezig op dat chance. Amen. Praise the Lord. So as vertel die Here van die videocamera wat die engel sal bring. Amen. Praise the Lord. So ons is hier vandag om te praat oor die laaste huis. Kom ons lees Lukas 16. Lukas 16:23. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in sy smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy bosom. Amen. So die Bybel sê vir ons, and the rich man have also died. En die ryk man het ook gesterwe. So in ander woorde, wanneer hierdie huis tot op sy einde kom, die liggaam, tot op sy einde kom, word hy weggebere. Amen, as jy met my? So in ander woorde, soos die proses ken, moet daar 'n funeral policy wees. Suster Kwal, jy moet deel het van, wat is ek sy naam, 'n begrafenisonderneming, maar wat is ek sy naam? Praat gou. Kan iemand by jou, wat is ek sy naam? Polis. Sorry? Polis. Jy moet in 'n begrafenispolis wees. Voor jy weggebeer word, moet daar 'n begrafenispolis
ander woorde, as daar nie 'n begrafnispolis is nie, die mense wat jy agterlaat, laat jy agter met 'n probleem. Ek hoop nie jy is ook van die mense wat sê, as ek dood gaan nie, sit my maar in 'n swart sak. Daai besigheid is te doen met die eerste huis wat in orde moet gekry word. So in ander woorde, dit moet deel wees van jou lewenstyl. Jy kan nie leef asof jy nie eendag gaan sterf nie. So is jou verantwoordelikheid dat jy moet seker maak, jy is in 'n polis, jou kinders is in 'n polis, almal is in dit. So die dag wanneer daar iets gebeur, dan is alles in plek. Maar daar's baie wat te worry oor die. Die dag wanneer die dood inskop of intree, nou wil jy rondhardloop. En die probleem altyd hier is omdat jy nie oor die jare verantwoordelikheid gevat het oor dit. Jy kan nie sê jy het nie geweet nie. Jy het nog nooit gehoor van so ietsie. Nou wat gebeur baie male, dit begin raak ander mense se probleem nou. Omdat jy buite orde is. Is jy nog met my? Jy is nog nie kwaad nie. So dis die eerste ding wat aangedink moet word voordat 'n liggaam weggebere word. Nommer 2, as die kind tot sy volle verstand is dit belangrik, jy as ma en pa moet die kind onderrig en bewus maak dat there is an afterlife also. Wat moet jy die kind bewus maak voor? Die Bybel sê, en die ryk het ook gesterwe. En hy gaan so ver om te sê, dat die ryk was begrawe. En dan gaan die Bybel verder om te sê, toe die ryk sy oë oopmaak, maak hy dit oop in die onblusselike vuur. En die skrif sê dat hy begin uitroep na Abraham. En hy gesê, Abraham, laat toch net toe. Dat Lazarus sy vinger in die water sit en toch my tong moet kom verkoel. Maar daar was 'n respons van Abraham afgewees. Hier is 'n kloof tussen my en jou. Abraham kan nie daar uitkom nie. Nog minder Lazarus kan nie by jou uitkom nie. As gevolg van die violence wat daar is. Broer, suster, luister nog mooi vandag. Dit bepaal wat gebeur met die huis en die huis wat jy inbly, sal bepaal waar jy op gaan eindig. Ek gaan het weer herhaal om van iemand te sê dat Prophet Esti het nie vir jou hemel nie. Nog minder pastoor het nie vir jou hemel nie. Daar's 'n lied wat so ver gaan om te sê, dis jou eie saak. Moet ek het weer sê, dis jou eie saak as jy verloren gaan. So met ander woorde, daar is 'n verantwoordelike proses. Hoe jy wandel op hierdie aarde, wat jy doen op hierdie aarde. Ek hoop nie, jy sit hier miskien vir die eerste dag en jy is ook van die mense wat sê, ek het nie 'n kerk nodig nie. Ek het nie 'n pastoor nodig nie. Die dag wanneer jy siek raak of iets gebeur met jou, dan sal ons sien vir wie jy nie nodig het.
that mindset today. Sê vir iemand langs aan my, erase that mindset today. Jy markeer kerk, jy markeer 'n pastoor oor jou, jy markeer iemand wat jou kan leer. It's not also only to say, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And that's waar die probleem inkom, own understanding. Persoon of iemand bring dit vir my huis toe, dink gou van 'n kindjie gou vir my. Ek wil dit hierdie woord net vir jy probeer demonstrate. Bring 'n kindjie ook. Dan gryp dit 'n kind daar. Van die stoel sit dit op sy kop. Net hoor sy. En wat hier gebeur is dat the Bible says, lean not on your own understanding. So in ander woorde, there's a spiritual term of 'n geestelike term wat jy miskien nog nooit gehoor het nie, maar dis hoe ek dit sien. This standing needs under. Right, so in other words, is an understanding. So in other words, hy staan op onder 'n tak. Hy staan op onder autoriteit. Hy staan op onder gesag. Hy staan op onder 'n strategie. As die reën kom en die sambreel is boe, as die son sien en Jesus sambreel en hy staan nie, as hy thank you. Kom ons vir die Here praise. So in ander woorde, die Bybel sê, lean not on your own understanding. So in ander woorde, daar's 'n own understanding wat jy besit en het. Rondom die godheid, of rondom die godsdienst, rondom pastore, rondom die evangelie, there's 'n own understanding that is in your mind also. Hoe jy dit verstaan. Maar het gaan nie oor hoe jy dit verstaan nie. Ouma het miskien vir jou gesê, ouma grootjie het vir jou gesê, opa grootjie het vir jou gesê, daar is nie 'n Jannie. En tot op vandag toe glo jy dit. Daar is ouma grootjie se understanding. Is jy nog met my? So in other words, there's an understanding that you need. Amen. You need a structure. You need authority. Jy markeer gesag. You need a covering because you have to stand under somebody. You have to stand under somebody. It's so important. Die dag wanneer dood aanbreek of siekte aanbreek en daar is nie gesag oor jou nie. If there's not a structure over you, waar toe gaan jy hardloop? Jy was by die enige kerk, ja, maar jy is nie nou meer 'n lewendige lid nie. Jy's 'n dooie lid, maar nou sit jy op vandag hier. Jy's nog altyd dooie lid. Jy kan nie weer daar na die mense toe gaan en praat van jou bedrijf. Dan gaan jy sê, ons weet nie meer van jou nie, ons het van jou kennis gedra, maar ons weet nie meer van jou nie. As niks wat jy onder is. Nou kom jy na die pastore toe, na die Pinkstermense toe, pastoor, ek sit met 'n probleem. Jou tiendes het daarna toe gaan, jou offers het daarna toe gaan, alles het daarna toe gaan. Jou probleem raak die pastoor se probleem. Mevrou, meneer, jy markeer 'n kerk. Jy markeer iemand oor jou. En onder wie staan, it matters. Because wat hy persoon moet vir jou kan reg help. Vir jou kan sê, dis die regte weg en wandel daarin. Amen. Die regman het die trek gehou. Met een dag sal daar ook 'n dag aanbreek
Maar ek is hier om vir jou te sê, bekering is 'n boodsaak. Sê van die een langs aan jou, bekering is 'n boodsaak. Elke een sal sy knieë moet buig en met sy tong bely en erken dat Jesus Christus is. Kom ons lees 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 vers 18. Daarop kom Gad dieselfde dag by Dawid en sê vir hom, gaan op, bou vir die Aruna, die Jebusite. Thank you. Die Bijbel sê, en daar kom Gad, 'n sekere man na Dawid toe, met 'n sekere bevel opdrag wat hy van die Here af gekry het. Amen. So in ander woorde, as ons kyk na Gad was Dawid se persoonlike profeet gewees. Wat die Here vir Gad sê, bring hy na Dawid toe en sê, so sê die Here van die leerskare, moet jy doen. Kom ons lees verder wat Gad sê daar. 20. Toe het Dawid daar vir die Here 'n altaar gebou. Repeat dit die eerste gedeelte weer, kom ons luister wat sê Gad. Daarop kom Gad dieselfde dag by Dawid en sê vir hom, gaan op, bou vir die Here 'n altaar op die doorsvloer van Arana, die Jebusite. 25. Toe het Dawid daar vir die Here 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring. En die Here het hom oor die land ontferm en die plaag is van Israel afgewen. Gaan verder. Lees verder. Klaar. Daar is 'n gedeelte wat verder aangekoppel is aan hierdie storie, waar die Bybel sê wat Dawid na die sekere man van God toe gaan, na die sekere man toe gaan, en hierdie man was in besit van 'n dorsvloer gewees. En die Bybel sê Dawid gaan met die gedagte na hierdie man toe om vir hom te sê, ek wil hierdie dorsvloer by jou koop, because die Here het my 'n opdrag gegee om 'n altaar op te rig. En terwyl Dawid daar kom, sê die Bybel dat hierdie man sê vir hom, nee, ek kan dit nie aan jou verkoop nie, vat dit verniet. Maar Dawid kom by die punt om te sê, ek kan dit nie by jou verniet vat nie. 'n Prys moet ek betaal vir dit. I have to pay a price for this threshing floor. Wat ek wil probeer wil sê deur hierdie gedagte, is dat Dawid het iemand by hom gehad om vir hom altyd hier te waarsku, om hom altyd hier 'n boodskap te gee. En het is belangrik dat jy ook iemand nodig het in jou lewe in. Amen. Wat vir jou op die regte pad kan hou. Net wat Gad vir Dawid gesê het hy gedoen. Dawid sê, as dit nie vir my 'n prys gaan kos nie, wil ek dit nie hê nie. The gospel it will cost you. Om elke Sondag kerk toe te kom is 'n prys wat betaal moet word. Om elke Woensdag hiernatoe te kom, it will cost you a price. Ek wil my sê sonder 'n prys nie. En het is belangrik dat ons aan hierdie dinge in moet kyk, dat ons lewe van so 'n aard moet reg moet kry. Ons moet dit reg kry, because jy kan nie wakker skrik wanneer jy daar op die siekbed lê, wanneer jy niks meer vir jouself kan doen. Dit is wat ons gewoonlik doen. Nou moet die ouderling kom, nou moet die diaken kom. En dis 'n probleem. Daar is 'n ander kant. Luister mooi. Die laaste huis gaan bepaal of jy hemel toe gaan of jy hel toe gaan. Jy kan nie nou nog hier sit met 'n onvergewensgesindheid nie. As jy nie kan vrede maak nie, if you cannot make peace with your brother, with your sister, with
vandag hoorie, wat is waar toe jou pad is. Hoe jy lewe op die aarde sal bepaal die dag wanneer jy sterwe, waar toe jy op pad. Ek hoop nie jy is nou nog kwaad vir die 50 rand wat nog nie vir jou skuld het. As al 2026 word, en die ding het 2024 gebeur. Ek sal jy dan vergewe. Skryf het af asseblief. Jelle Besmoed sê, ek skryf het af, dat is klaar, dat is voorbij. Dis wat Paulus sê, die selfde gesindheid wat in Christus Jesus was, moet in ons wees. Jy kan nog op een dag toe nog nie regkom met die broer en sister wat die binne die kerk in met jou is. Elke Sondag kom jy hier naartoe, wat jylle lewe in kwaai vriendskap met mekaar. Om in die kerk te kom sit op een Sondag en op een Woensdag en jou gesindheid is nie reg nie. Jy sal weggewys word. Moenie dink om hier te kom sit en gaan alles mooi maak nie. Jou lewe sal bepaal, jou karakter sal bepaal, die vrugte wat jy dra sal bepaal, wat toe jy gaan. Een boom wat sleg is, sy vrugte kan jy nie goed maak nie. En een boom wat goed is, sy vrugte kan jy nie sleg maak nie. Amen. So dit is belangrijk dat ons by hierdie punt moet kom om ons heel wat so aan. Ek weet van mense wat elke Sondag in die kerk gesit het en nog altyd hel toe is. Het is belangrijk dat jy by hierdie punt moet kom om jou lewe reg te kry voor die Here. Dis hoekom daar 'n dorsvloer is. En dis die dorsvloer waar jy vandag in bevind. Is 'n plek van skoonmaking. Is 'n plek van bevryding. Is 'n plek van genesing. Is 'n plek van 'n nuwe begin. Amen. Daai tyd toe moes hulle so 'n mat vat en al die koringare bymekaar bring op daai mat of op daai lamp en hulle het geslaan met 'n stok en hulle het die regte dinge gehad om die koring en die kaf te skei van mekaar. En as hy proses moet klaar is, dan hulle gevat en in die lichaam opgegooi, maar dan moet 'n skeiding wees tussen die kaf en die koring. Dis wat die Bybel sê, dat die lig en die duisternis het nie gemeenskap met mekaar nie. So met ander woorde, is 'n plek waar jy kan kom om te bely. Is 'n plek waar jy kan kom om reg te maak, om peace te maak. En ek profeteer in die lewe vandag, God is besig om my proses van vandag af in jou lewe in reg te kry. I prophesy also you shall not miss heaven in the mighty name of Jesus. As jy nog jaloers is, kry klaar met die jaloerse gees. Sê van die keer langsam, as jy nog jaloers is, as jy nog jaloers is, kry klaar met die gees. Ek hoop ek jy jaloers op my nie. Dan moet jy nou bely. Kyk, hulle kyk jou binne toe gesig, as smile hulle nog met jou. Die duivel is nog altyd daar binne. As jy vanavond sterf, as jy op pad. Is hartseer om te sê, maar daar is klomp dinge wat in kerke in plaas vind en gebeur. Jou lewe moet jy reg kry. Jy sal nie eendag kan sê, maar vra vir Prophet Estini, ek was daar by sy kerk elke Sondag, Here. Vra vir hom,
en was getrou gewees in die kerke. Dis hoekom ons kerk is om vir jou te help om al die Bybels uit jou te kry. Jy kan nie nou na kerk toe kom en jy kan nie iemand groet nie. As die Bybel wat aan binnekant is. Sê vir jy langsam, hy Bybel moet uit. En vandag moet hy Bybel nog uit. In Jesus se naam. Vra langsam nie, en hoe weet jy sê dit skinder nog altyd van my nie. Bybel moet ek vandag uit as 'n skinder Bybel. Ek hoop jy swaar nou nie. Is alright man, ek weet jy praat van my ook. Is alright, ek weet jy beskinder my ook. Alright, daar sommige meetings wat julle mense kan wag om by mekaar uit te kom om te kan praat van my nie. Maar ek vergewe jou vandag. Ek vergewe jou vandag, ek spreek jou vandag vry. Is het alright met jy? Is het alright? My begeerte is vir jou om hemel toe te gaan. Right? Het is wel nie my visie nie, om mense voor te berei om hemel toe te gaan nie. Ek is hier om vir jou te help om die hemel af te bring onder toe. Maar my begeerte vir jou is om hemel toe te gaan. Sê vir die een, ek wil my help preach vandag. Sê vir die een langs aan die, ek hoop jy raak nog aan die goed kwaad. Kry klaar met die Bybel. Kry klaar met die Bybel. Vra langs, gooi jy nog altyd tantrums. Kijk, tantrums kan vir 'n week hou, 2 weke hou, 3 weke hou, as jy dan kyk, dan sien jy so uit 'n tantrum gegooi. Sê vir langs aan, neighbor, kry klaar met die Bybel. Ons kan jou nie so klein bietjie knippie, ons kan jou nie so klein bietjie skafie. Is 'n probleem. Jy gaan nie ver kom met die gesindheid nie. Daar is 'n onuitblusselike vuur wat wag vir allerlei tipe slegte gesindhede. Hoe jy lewe op die aarde sal bepaal waartoe jy sal gaan. Ja, preek het vir my aan die langs aan die neighbor langs aan jou sit. Hoe jy op die aarde lewe sal bepaal waartoe jy gaan. Sê vir hom, jou laaste huis wag vir jou. Wag vir jou. Die sinne generasie storie is as ek die kant van die kloof staan en jy was saam met my in die kerk gewees en jy staan aan die ander kant van die kloof. As ek van die kant af, ek het jou elke Sondag gesê wat jy moet doen, wat jy moet geluister. Moet ek hier haal? Moenie laat ek die kant van die kloof staan soos Abraham en Lazarus en jy staan aan die ander kant van die kloofie. As jy na my kyk, as ek vir jou elke Sondag gesê, rit vir jou rug, klik klaar met die tantrums, los hy bose Bybel. Is te laat om my te skel van die kant, omdat jy my een knop gooi, wat jy elke dag by die huis moet gooi. Ek sê aan die Bybel, wat ook die binnenkant is. Maak jy jou net kwaad by die huis. Oh, Jesus. Die man moet vraag, is jy nog bekeer? Die vrou moet vraag, is jy nog bekeer? Die kinders moet vraag, papa, mama, dink julle nog hier? Is hartstikke wat binne in gelovige huise aangaan, maar ek wil nie oor hy dinge praat nie. En wat ek net vind, jou laaste huis wag vir jou.
Ek is hier om vir jou te help om op die regte pad te kom, en op die regte pad te bly. Sê sonde, van vandag af, as ek en jy nie meer maatjies. We are not friends anymore. Today is the last. Today is the last. Today is the last. I want to go to heaven. I want to go to heaven. Laaste probleem wat ek gaan adres is dat jy dra maar net die woord van bekering. Hier wat die woord van bekering is. As voorgene, as maskers dra, as verkleer mannetjies. Elke sondag moet ons soek jy is bekeer, maar by die huis is jy nie bekeer. As een Bijbel, sê vir neighbor, laat die Bijbel vandag uitkom. Sê vir hom, hier is die plekje binnekant hier. Kom ons staan. We just want to pray this to pray upon us. Say, Father, in the mighty name of Jesus, help me today to change my character. Help me today to bear the right fruits. Here, help me van vandag af om in evil te wandel, op die rechte pad te wandel, in die woord te wandel, in die machtige naam van Jesus, in die machtige naam van Jesus. Begin to clap your hands and pray that prayer.
sien.